Goeiedag vriende. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die gewoonte om stil te word in ons verhouding met die Here. Om tyd deur woord en gebed met God te spandeer. Ek is Dominee Johan Trollip van die AP Kerk Kathu in Kuruman en ek lees vir ons uit Psalm 1 vers 1 tot 3. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en wat vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Geliefdes, om jou verhouding met God te versterk, is dit so belangrik dat jy tyd maak om met God te praat en tyd maak om sy woord te lees. God wil graag in 'n verhouding met jou wees, want hy is lief vir jou. En al weet hy wat in jou hart aangaan, en al ken hy jou probleme, wil hy dit uit jou mond uit hoor, en hy wil met jou praat. As ons terugdink aan die Genesis 1 in die paradys, dan het hy in die aandwyntjie deur die tuin van Eden gegaan en met Adam en Eva gepraat. So moet ons die dissipline aanleer om tyd met God te spandeer. Ons teksvers sê vandag vir ons, gelukkig is die mens wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, maar sy behaag het in die wet van die Here. Om vreugde in jou lewe te kan ervaar, moet ons doelbewus tyd maak vir God. Nie net wanneer dit gemaklik is nie, maar as 'n daaglikse gewoonte. Daar is so baie dinge wat ons tyd steel. Sosiale media, ons werk, ons verpligtinge. Maar kom ons leer die dissipline aan om tyd te maak om met God te praat. God praat met ons deur sy woord en ons praat met hom deur gebed. In Lukas 18 staan daar, ons moet in alle tye bid en nie moeg word nie. Dit beteken dat gebed nie altyd maklik is nie. En dit beteken dat jy nie altyd die perfekte ritme hoef te hê nie. Maar dit beteken dat jy hierdie gewoonte, die dissipline moet toepas in jou lewe, dat jy in gebed met God verkeer. Hoe meer jy dit doen, hoe meer natuurlik word dit, en hoe meer word dit 'n vaste tyd in jou dag. Geliefdes, wanneer jy die gewoonte wortel geskiet het in jou lewe, dan merk jy 'n groot verandering in jou hart. Jou hart word ligter, jou gedagtes word gefokus op God. Wanneer daar probleme is, en wanneer daar krisisse opduik, dan kry jy nie die angsaanvalle nie, want jy het geleer, ek kan net die bekommernis en net die krisis, kan ek voor die voete van die Here plaas. Ek kan met hom daaroor praat. Jy ken die beloftes in God se woord, en jy weet, jy kan daaraan vashou, en op hom vertrou. Gebed en woord, Bybel lees, is nie net 'n taak nie. Dit is 'n manier van lewe, 'n manier om ons siele te voed, om ons verhouding met God te versterk, en om ons lewens in balans te bring. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons wil so graag naby U lewe. Vader, help ons
om elke dag tyd te maak om met u woord te lees en met u te praat in gebed. Geef ons die vrymoedigheid om alles wat in ons hart is, deur gebed en smeking, met danksegging aan u bekend te maak. Ons loof en ons prys u naam. Amen.